As ons vandag so hier saam is, dan is ons regte mense met regte stories, met ons mooi en ons pyn en dit wat ons beleef. En ek wil jou graag uitnooi dat dit wat jy mee kom vandag na die Here toe, dat jy die Here sal ontmoet en die Here sal ervaar. Hier by God se tafel waar jy welkom is met jou seer en met jou vreugde, dat jy ook God se genade sal beleef. En daarom lees ek vir ons Efesiërs 2 vers 8 wat sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit is nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En geliefdes, daarom groet ek jou vanoggend in die naam van ons Vader en sy Seun Jesus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Ek wil nou graag ook geleentheid gee dat ons nou saam ook ons dankoffers nou gaan opneem, en daarna gaan ons dan die Here aanbid ook met ons musiek. Kan ek vra vir ons vrywilligers om ons te help ook met ons dankoffers en die kinders wat dit saam met ons doen, te doen saam met 'n volwassene asseblief. Kom ons staan op. Here, dankie dat ons U ook vanoggend kan verheerlik met ons offergawes. Dankie Here dat ons weet dat alles behoort maar aan U. Here, ons bid vir hierdie finansies en dit wat ook vanoggend gesaai is, dat dit op vrugbare grond sal val en dat dit 'n verskil sal maak in so baie mense se lewens. Dankie dat U ons seën sodat ons ander kan seën. Dankie Here dat ons weet U is ons God en U is oral. Op berge en dale, in vreugde en ook in ons pyn. Ons bid dit in die naam Jesus. Amen. Op berge en dale, U oral is my God, maar ons moet bemalen, ons zwerven daar is God, waar ons gedagten zweven, ons skryf voor daar is God, omlaag en oor
vreugdes en in ons seer, Here, kan ons getuig van die goedheid. Dankie vir troos, dankie vir genade, dankie vir liefde, dankie vir omgee, dankie vir u nabyheid, dankie vir u leiding. All my life you have been faithful. Dankie dat ons dit vanoggend as 'n gemeenskap en 'n gemeente kan sê. Ons vertrou op U en ons kom sê vanoggend ook, Here, soos wat ons voor die tyd gesing het, ek gee oor. My eerste, my laaste, my beste, my alles. Here, laat ons sterf van ons eie ekke. Na wie toe kan ek gaan? By wie sal ek aanbid? En wie sal kan verstaan as stormwind is? Ek buig my hart voor U, U sal my siel beheer. Ek vind my rus in U, en lewe my lewe met U alleen. Bid vanoggend saam. Here, U ken elke liewe hart en elke gebed van elke liewe persoon wat vanoggend hier sit of saam met ons inskakel. Ons hoef nog nie eens 'n woord te sê nie, Here. Dan weet U wat dit gaan wees.
Ons sukkel om self woorde te vind vir dit wat ons voel in ons lewe aan die gang is, maar U weet. U verstaan. U gee om. Heilige Gees, ek kom vra vanoggend saam met my geloofsfamilie dat U regtig op net 'n manier wat U kan met elkeen vanoggend van ons sal werk. Dat U die vertaalwerk van hierdie boodskap in almal se harte sal doen, soos wat elkeen dit vanoggend persoonlik self moet hoor. En ek kom bid dat wanneer ons hier uitstap, dat ons so bewus sal wees van die teenwoordigheid, van die genesing en van die pad wat U saam met ons stap. Ons gaan saam uit die woord lees, Here. Ons wil saam uit die woord lees want ons soek regtig na U wil. Ons gaan saam uit die woord lees, Here, want ons wil regtig bemoediging kry. Ons gaan saam uit U woord lees, Here, want ons weet dit vorm ons. Kom vorm ons vanoggend. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Ek vermoed dit was 3 weke terug wat ek met julle gedeel het dat ek in stilte gegaan het en die non vir my gesê het ek nie moet nie. Was dit 3 weke terug? Onthou julle my storie? Nou kan ek sien wie was hier en wie was nie hier nie. Ek was saam met Arnie en sy sussie en Tessy. Isabel het eers besluit sy gaan in stilte gaan. Sy het eers 'n afspraak met die non gehad want jy kan nie net in stilte gaan nie. Ek het tweede afspraak gehad en sy het vir my gekyk en vir my gesê ek dink nie jy kan dit doen nie. Ek verstaan hoekom sy so gedink het. En sy het vir my gepreek. Vir my gesê jy moet dit nou nie vir jou vriendin moeilik maak nie, sy's ernstig. Sy wil in stilte gaan. So ek sê ek sal jou wys. Vir die eerste keer hierdie week snap ek, terwyl ek met die tema werk oor wat in my en jou binnekant gebeur as ons begin stil word, wat kan begin gebeur as ons begin bid, wat kan begin gebeur as ons saam aanbiddingsmusiek saam sing, vang ek dit wat ek moes gedoen het en teoreties al geleer het, hoekom ek 'n afspraak met 'n non moes gehad het voordat ek in stilte gegaan het, en hoekom ek haar moes gesien het en my stilte moes verbreek het sodat ek met haar kon praat oor wat die Here met my besig was om in stilte te doen. Want miskien is dit net ek, maar ek dink nie so nie. As ons stil raak, as ons begin bid, as ons begin worship musiek sing, dan word ons baie keer oorweldig met goed wat ons voel. En dan kan jy dalk vra, jete, waar kom hierdie nou vandaan? Ek wil net nie hierdie voel nie. Ek wil nie hierdie weet nie. Ek voel mos nie so nie. En dan begin ons minder tyd spandeer in daai stilte, want die koneksie wat ons maak is, dis die stilte wat maak dat ek nie okay is nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, dit is nie so nie. En ek wil graag met jou deel, hoekom dit dalk so is. En ek wil graag met jou vanuit God se woord deel, oor hoe Jesus stil geraak het, en hoe hy sy pyn hanteer het. Ek wil vanoggend met 'n disclaimer begin. Ek wil begin deur vir jou te sê, ek is so versigtig om hierdie preek vandag te doen. Ek sit en dink, wat was my moeilikste preek nog ooit? En hierdie week voel ek of dit hierdie een is. Want ek kyk vir julle en ek ken julle. En nog voordat ek oor pyn vanoggend gaan preek, ken ek 'n klomp van julle se pyn in gesprekke. En hierdie week veral is ek diep bewus van 'n klomp seer en pyn. En so ek begin met hierdie disclaimer en ek vra vir jou om sagkens na my te luister as iemand wat probeer om 'n getuie van God se woord vanoggend te wees. As iemand wat nie volledig in die tyd wat ek het alles oor pyn kan sê nie. Ek kan nie. Ek kan nie in een gesprek alles vandag sê nie. So as jy na die tyd hier uitstap en dink ek moes nog dit of ek moes nog dat, is reg. Gaan doen dit in gebed. Jy moet hier uitstap en weet, daar's meer tot die tema. En jy moet hier uitstap en weet, daar's werk wat jy saam met die Here moet doen. En ek wil met daai disclaimer begin. Nou wil ek vra, of ek 3 kinders, ek weet dit klink verskriklik om net te sê 3, en ek probeer nou dink hoe ek dit die regverdigste kan doen.
Die eerste een wat vir my hand kan opsteek en sê, wat was laasweek se tema, kan vorentoe kom. Wat was die game wat ons gespeel het? Tannie Arlene was hier voor besig om dit te doen. Enige iemand? Nee? Wil julle nie saam met my 'n game hier voorspeel nie? Moet ek eers sê wat ek gaan speel? Jenga. Is jy in? Wat was die tema laasweek? Okay, jy kan kom. Nog iemand? Wat was die eerste week? Okay, wat was laasweek se tema? Jy kon nou nie hoor nie. Sê gou vir my, wat was laasweek se tema? Yes, jy kan kom. Kom gou af by die trappe. Wat was daai heel eerste week se tema wat die kinders agter my gestap het, wat hulle dit en dit en dit moes gedoen het? Ek weet jou hand was eerste. Yes. Yes, jy kan ook kom. En dan wil ek baie graag vra vir 2 volwassenes wat bereid is om saam met my hierdie te doen. Ek kan julle op die naam uitroep. Ek ken genoeg van julle. As hy, daar is Ilse is Piet besig om op te staan om saam met te kom speel. Nee. Okay, Ilse sal saam met my kom speel, dankie. Daar sy kom, Ilse. En dan kom ek loer gou aan hierdie kant. Ek gaan vra. Kom ek dink gou wie gaan ek hierso vra? Het ek vir dankie dat jy hierso is. Kom ek loer gou wie gaan ek vra? Izon. Kom speel saam met my Jenga. Dis okay. Jy gaan saam met my die groot Jenga blokkies speel. Goed. Dankie Tannie Janie. Help my gou die Jenga. Hallo Izon, dankie Izon. Dankie dat ek op almal vir julle kan pik. Kom ons pak gou die Jenga blokkies reg julle. Die van julle wat nou nie bo is nie, sal sien wat die tema is vir vandag. Die tema is pak die blokke reg. Hoe pak mens Jenga blokke julle? Help my gou. Kyk nou wie het al Jenga gespeel. Die van julle wat nie kan sien nie, daar's nou dit gedoen hiervoor. Mooi reg gepak. Ek gaan nie help nie. Ek moet myself weer hou. Right, terwyl hulle pak, wys gou vir my wie het al Jenga gespeel ooit in jou lewe. Goed. Enigiemand wat vir my raad kan gee oor hoe mens goed Jenga speel? Sê gou weer. Versigtig sê Ronel. Hoe moet ek Jenga speel? Sê gou daar harder te kon hoor. Ching chong cha sê hulle. Okay, so dis hoe mens begin, nê? Jy besluit wie begin deur te gaan ching chong cha. Alright? Versigtig, het iemand hier onder gesê jy speel Jenga met jou hande. Hier's 'n paar gesigte wat ek kan dink julle het daai opmerking gemaak. Nee, pak. Kom jy mooi by daar? Nee, goed. Is ons amper reg? Is dit klaar? Okay. Julle sê versigtig en met julle hande. Kom ons stop hom hierso, is reg. Kom stop hom hierso. Wie wil eers die ene uittrek? Okay, jy kan eerste, jy kan tweede. Trek gou eers die enetjie uit. Enige een, dan pak jy hom. Okay. Okay. Sit hy vas? Emosies sit ook baie keer vas. Gaan ek jou help? Ek gaan nie vas, dan trek jy. Trek? Vas hy? 100%. Sit hom, kan ek hom vir jou bo pak? Alright, wie gaan volgende? Kom. Kyk, hulle kyk nou watter staan die meeste uit, vir die van julle wat nie kan sien wat hier aangaan nie. Het julle hom? Okay. Dankie. Gaan jy volgende gaan? Sy is nou besig om te voel, watter een voel die laaste? Ek neem aan julle het al gejenga by die huis. Goed. Sy, Izon, jou weer? As jy nie kan sien wat ek doen, ek's besig met haar te sukkel. Okay. Ilse, jou weer? Dis my speletjie vandag. Dankie julle. Kom ons gee julle hande klap. Dankie vir julle hulp.
Dankie julle. Ek moet net die hele tyd onthou as ek hom wil laat val om nie die kant toe op die nagmaal dit te laat val nie. As ons bokkies pak, dan kan jy onmiddellik sien, sommige het 'n strategie hier gehad. Party mense sal sê pak hom styf teen mekaar, ander sal sê moet hom nie te styf pak nie, want dan kan jy dit nie uitkry nie. Ek wil net vir julle sê, julle kan nie hierdie kant lekker sien nie, maar hierdie ene staan so. Hier is groot moeilikheid. Ek weet nie lekker, kyk, ek weet nou min of meer waar ek kan druk. Dink julle ek moet nou aankarring hierso? Nee. Wie sê ja? Ja, julle wil my, check gou die woord, sabotage. Daar is 'n belangrike woord vir vandag se tema. Ek was aspris met Ilse en met Izaan en het gedink dat ek dit eerder met volwassenes doen as wat ek kinders hier voor sabotage vandag, want ek weet nie wat ek dan gaan met bestuur nie. So dankie dat julle vorentoe gekom het. Ek kan hulle sabotage en hulle kon hulle self ook gesabotage het. En ek dink ek en jy moet vandag praat oor dat dit waar is, oor hoe ek en jy emosies ook hanteer. Kan jy vir my die eerste skyfie wys asseblief? As ek vandag vir jou vra, hoe hanteer ons as mense pyn? Wat sal jy my antwoord? Hoe dink jy hanteer ek en jy pyn? Miskien kan ek jou vra, deur regtig aspris te wees, dink jy ek en jy hanteer pyn baie goed? Nee, ek het nou vir jou gesê, in stilte begin al goed met jou gebeur en jy word van 'n paar staf bewus. Dis nie toevallig dat ek hierdie tema vandag in ons reeks moet doen nie. Want ons het verlede week gepraat oor Sabbat en stil begin word. So ek dink as jy hierdie week begin stil word het, mag jy dalk weet waarvan ek praat. Hoe hanteer ons pyn? Die eerste een is jy kan my dalk soos volg antwoord en ons hoor hierdie by mekaar. Ek's fyn. Ken jy hierdie een? Ek's fyn. Ek ontken dit. Ek en jy kan in 'n gesprek met mekaar wees en weet die persoon is nie fyn nie. Jy kan nie fyn wees met wat tans aan die gang is nie. Ek's fyn. Ek ontken dit. Ek stop die gesprek net daar. Ek wil niks verder weet nie. Die tweede een wat jy my kan antwoord is, ek is numb. Die Engelse woord wat hierdie probeer verduidelik is, ek detach. Ek ontkoppel my van wat tans aan die gang is. Hierdie is coping mechanisms, julle. Hierdie is maniere wat ons probeer om nie te voel nie. So ek's fine, of ek's numb, ek detach, ek voel niks. Ek moet net nie iets voel nie. En julle, Anandi ken hierdie een. Ek ken dit. Ek onthou waar ek al vir iemand sê, ek het nie nou die tyd om uit mekaar te val nie. Ek het nie nou die tyd nie. Ek sal skeduleer vir oor 2 maande. Dan kan ons hierdie emosie chat hê. Ek het nie nou tyd nie. Die probleem is as jy numb raak, dan voel jy nie die slegte goed nie. Jy voel nie hoe jy seer het nie. Maar jy voel ook nie die goeie goed nie. As jy numb is jy numb. Dan voel jy ook nie die goeie staf nie. Die volgende ene, ek bly besig. Die materiaal waarmee ek en Henk en Arlene werk, beskryf hierdie volledig. Ek gaan voorbeelde vir jou gee, dat jy min of meer kan sien waarna toe hierdie materiaal gaan. Drugs, rock and roll, blykbaar laat aand, ETV, ietsie soos dit. Skerms, werk, oorbesig wees by die kerk, oorbesig wees by die skool, net nie stil sit nie. So jy is by die huis ook waarskynlik die hele tyd besig op jou foon. Kan ek jou help verstaan wat jy besig is om te doen? Jy is besig om te ontwyk. Jy is besig om te ontwyk wat jy voel. Ons kan so aan ons selfone verslaaf wees, so met werk besig wees, so met dinge van die Here besig wees, so die regte ouers by die skool wees, dat ons programme so lyk, en kyk, ek het mos al hieroor gepreek, is 'n ander preek. Jy kan dit ook doen, sonder om hardop te erken dat die rede is, ek moet besig bly, dat ek nie voel nie.
Dan's ek fyn. Dan voel ek niks nie. Die volgende skyfie vra, hoe hanteer Jesus pyn? En ek wil dit vandag saam met julle lees. En ek wil hê jy moet regtig imagine jy's daar. Ek het al vir julle vertel die rede hoekom ek so lief is vir die Bybel is 'n videoreeks wat so 'n robootjie gehad het en die kinders gehelp het om te time travel en terug te gaan in tyd en dan het hulle op 'n ver entjie gestaan en gekyk wat die Bybelkarakters doen. Ek wil hê jy moet vanoggend imagine dat jy saam met hierdie robot teruggaan in tyd, agter 'n boom wegkruip in Getsemane en kyk wat hier gebeur. As jy 'n Bybel saamgebring het, dan kan jy saam met my oopmaak met Matteus 26 vanaf vers 36. Dit gaan ook op die bord wees. Ek het so 2 of 3 goedjies gehighlight, want dis wat vir my uitstaan en dis waarop ek vandag gaan fokus. Jesus in Getsemane. Toe gaan Jesus saam met hulle na 'n plek wat Getsemane genoem word. En hy sê vir die disippels, bly hier sit totdat ek klaar gaan bid het. Hy neem toe vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam en hy het bedroef en beangs begin word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan met sy gesig teen die grond neergeval en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy kom toe by die disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, was julle dan nie in staat om 1 uur lank saam met my te waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het vir die 2de keer weggegaan en gebid. My Vader, as dit nie moontlik is dat hierdie beker verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar van die slaap. Hy het hulle toe daar agtergelaat en weer teruggegaan en vir die 3de keer gebid en dieselfde woorde herhaal. Toe kom hy by die disippels en sê vir hulle, julle slaap en rus nog steeds. Kyk, die uur het aangebreek en die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgelewer. Staan op, laat ons gaan. Kyk, die een wat my verraai is naby. As ek nou agter 'n bossie myself indink en verbeel dat ek agter hierdie bossie wegkruip en kyk wat hier voor my afspeel met Jesus, dan sien ek iemand wat mense nagevolg het, na wie mense geluister het, vir wie massas mense bymekaar gekom het, wat mense genees het, my Messias, my Rabboni, lê plat op die vloer. Want hy weet hy moet gekruisig word. In die Lukas Evangelie lees ons dat hy bloeddruppels gesweet het. Jy moet verskriklik angstig wees om bloeddruppels te sweet. Ons spring so vinnig na die volgende gedeelte toe. Ons dra kruisies om ons nek. Dat ons vergeet dat sy lyding al begin het in die tuin, wat hy angstig is, wat hy bloeddruppels sweet.
Eugene Peterson skryf oor hierdie gedeelte 2 goed wat ek vir julle wil uitlig. Hy praat oor hierdie beker wat ons ken, wat Jesus sê, laat die beker by my verbygaan. En hy sê as jy 'n beker vat, en jy drink 'n beker, dan is dit 'n vrywillige, intentionele keuse om die beker teen jou lippe te sit en te drink. Dis 'n vrywillige, intentionele keuse. Wat is hy besig om te bid? Hierdie keuse, laat hierdie keuse by my verbygaan. Nie my wil nie, U wil. Maar nie soos ek en jy soms bid nie. Here, dis wat ek wil hê, maar gaan nou vroom wees in die formule bid, maar U wil. Haar hele gedeelte gaan oor opoffergawe gee, soos wat Jesus in daai oomblik self opoffergawe gee, letterlik homself gaan gee. Deur uit die beker te drink, word daai deel van ons en wie ons is, skryf Eugene Peterson. Jesus gaan die beker, die vrye wil, die keuse uitoefen om gekruisig te word. En hy bid en sê, Here, ek is angstig, benoud. As jy met pyn sit vandag, dan wil ek begin deur vir jou te sê dat Jesus regtig pyn ken. As jy angstig is, wil ek jou herinner dat Jesus angs ken. Dat ek en jy nie 'n God aanbid wat ver weg is en nie 'n klou het wat dit beteken om volledig mens te wees met angs en pyn wat deel is van hierdie wêreld nie. Dat hy vir sy vriende en sy disippels gesê het, dis waar hy is, daar lê 'n voorbeeld. Dat hy plat op die grond gaan lê en vir die Vader sê waar hy is en vra, as dit nie hoef nie, asseblief, maar nie my wil nie. Hy staan op en hy gaan sê iets vir die disippels wat ek en jy moet raak sien. Eugene Peterson se tweede ding wat ek vir jou wil uitlig, gaan oor die Onse Vader gebed. Laat U wil geskied. Jesus bid dit hierso. 2. Die Onse Vader lees ons ook van en lei my nie in die versoeking nie. Wanneer hy opstaan en met sy disippels gaan praat oor waaksaam my, nie in die versoeking nie, dan sit 'n terugskiet en 'n herinnering van hoe hy ons geleer het om te bid in die Onse Vader. En Eugene Peterson sê, die Onse Vader as ons bid, gaan alles oor die Vader se wil en regtig om op 'n plek te kom en te sê, nie meer my wil nie, en alles wat daarna volg, laat die koninkryk kom, laat dit, gaan alles oor God. Doen hierdie dinge deur my, sodat U koninkryk kan kom. Eugene Peterson sê ook, as jy so gaan bid, dat jy so doelgerig bid, dat dit net op uitkomste gebaseer moet wees, dan gaan jy ophou bid. Ek wil hê my regtig mooi hoor vanoggend. As jy so gaan bid, laat dit net gaan oor uitkomste, dan gaan jy ophou bid. Gebed vorm ons. Julle onthou my boom snap clap wat ek hier voor gedoen het, né? Vorm ons. Hierdie gebed, hier in Getsemane, het Jesus gevorm vir die kruis. Daar's 4 goed wat ek raak sien by Jesus, wat ek en jy met ons pyn kan begine doen. En jy kan daai vir my wys. Jy moet bewus word van jou pyn. Regtig. Weer om dit te bly afdruk, maak nie dat dit weggaan nie. Dit so op, met tye wat jy nie wil hê, dit moet nie. En dan vang dit jou onkant op plekke, selfs in jou stilte tyd. Jy moet bewus word van jou pyn. Jy moet dit noem.
Dis nie net ek voel nie lekker nie. Ek is teleurgesteld. Ek is seer gemaak. Ek is angstig want. Dis nie net ek voel nie lekker nie. Noem dit. En as jy mense nodig het om jou te help, om jou te begelei, om dit te kan begin noem, go for it. Kyk, as die sielkundiges hierdie week vrek baie afsprake kry, is ek super opgewonde. Ek stap graag saam met lidmate 'n pad en my kollegas ook, waar ons saam vanuit 'n geestelike perspektief met jou praat, maar daar's sekere skills wat jou kan help, wat die Here mense gebruik, sodat jy kan begin om dit te noem. Jy weet as jy moet gaan. 3. Voel dit. Jesus het plat op die vloer gelê. My Jesus, my Messias, my Here wat mense kon genees het dit gevoel en gaan lê. Laat jouself toe met te voel. Hou op om dit wat jy voel te probeer skeduleer in jou dagboek vir wanneer jy voel jy kan dit voel. En 4, bid oor dit. Regtig. Jy mag bid vir uitkoms. Jy mag. Maar as jy net gebede gaan gebruik vir uitkomste, regtig, gaan jy ophou begin bid. Gebed is ook om met die Here jou hart te deel. Gebed is ook om te sê, Here, nie my wil hier nie. Ek wil vir sê wat ek wil, maar ook leer my om nie net te sê u wil nie, maar om regtig oor te gee. Dis wat daai bid dit beteken, bid oor dit. Gee dit oor. Ek het so gebed gehad. Regtig. Ek het gebid en vir die Here gesê, ek dink ek het kanker. Dis die weerste gebed, dit het net uitgekom en ek het net besef, as dit kom is ek okay hiermee. Ek het dit so oorgegee vir die Here. En ek weet, is verskriklik moeilik, want kan ons nie nog planne maak nie, kan ons nie goed bestuur nie, en ek praat nie nou net hier oor siek wees nie, ek praat oor wat ook al dit is. Maar om dit oor te gee vir die Here, beteken die Here kan met jou besig wees en jou vorm, te midde van dit wat of nie reg is nie, of nie regverdig is nie, of nie deel van jou pakkie voel wat dit moet wees nie. Maar jy hoef nie so detached te wees, dat jy nie eers met die Here daaroor praat nie. Praat dit met God. Begin net daar. Wat van as jou gebed kan begin klink, Here, dis hoe ek voel. Nie wat ek wil hê nie, dis hoe ek voel. Here, in my gedagtes sien ek hoe dit perfek so kan uitdraai. Maar eintlik weet ek nie. Ek gaan regtig nie net die sinnetjie bid nie. Ek gaan dit vir oorgee. En ek vermoed daai oorgee is wat van die moeilikste goed is. Wat van die moeilikste goed met disippelskap is. En dan wil ek jou herinner, Jesus se voorbeeld van absolute selfopoffer, selfprysgawe en daai gebed begin in Getsemane. Nie my wil nie. Maak dit nie reg nie, maak dit nie fair nie. Maar daai gebed kan jou help om te weet dat God by jou is. En daai gebed kan jou vorm. En daai gebed kan jou dra dat die Here jou selfs in jou omstandighede kan gebruik. So, raak bewus van wat jy voel. Noem dit, voel dit en bid dit in die teenwoordigheid van die Here. En praat met die ander disippels wat hier om jou sit. Jesus het nie net tot die Vader gebid nie. Hy het ook met sy disippels, wat so lank saam geleef het, gedeel. Ek is tot die dood toe benoud. Ek gaan 'n gebed doen, François, hulle kan so lank opkom. En dan gaan François ons bedien met 'n lied. Ons gaan ook nagmaal vier vandag. As jy vandag daai glasie in jou hand vashou, dan wil ek hê jy moet so bewus wees van Jesus se intentionele keuse om aan die kruis te sterf en die beker te drink. En 'n nagmaal is ons bewus van sy bloed wat vir ons gevloei het. Ook in ons pyn en in ons seer. Kom ons bid saam. Here, ek kom bid vir elke persoon wat seer het.
Ek kom bid vir elke persoon wat nie die woorde het vir wat hulle voel nie. Ek kom bid vir elke persoon wat hierdie pyn en lyding hulle weghou van gemeenskap. Wat hulle weghou van saam by u gemeenskap bymekaar kom. Wat hulle weghou met hulle bang is, dit pop op plekke en hulle het nog nie woorde daarvoor nie. Here, ek kom bid vir ons geloofsgemeenskap, vir ons geloofsfamilie, om sag met mekaar te werk, en dat u op 'n manier vir ons gawes sal gee in daai oomblik van versorging. Heilige Gees, u is die trooster. Sal u ons asseblief help om bewus te word van dit wat ons ontwyk, detach en ontken. Sodat ons dit kan sien, kan noem, kan voel en daar kan bid. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Wees stil en weet hy is diep. Wees stil en weet dat hy gee. Laat gaan al jou sorg. Hy is reeds en môre kom wees stil. Wees en weet hy is diep. Wees stil en weet dat hy gee. Laat gaan al jou sorg. Hy is reeds en môre kom. Wees stil en weet hy is diep.
Wees stil en weet hy is lief. Wees stil en weet dat hy regeer. Geanker in die woord, hy is die een wat ons weet. Wees stil, hy is die Wees stil en weet hy is die Heer. Kom ons sit, dankie. Ek wil vir jou vra, dit wat ons nou net gesing het, is 'n belydenis. Ons gaan nie die geloofsbelydenis opsê soos wat ons altyd al baie kere gedoen het in ons nagmaal nie, maar dit wat ons nou net gesing het, as jy oortuig is dat jy kan stil wees omdat die Here is, wil ek jou nou uitnooi na die tafel toe, die nagmaalstafel. Ek is bewus daarvan dat ons op die oomblik al dalk oor tyd is en dat dit dalk jou angstig kan maak nou. Maar ek wil jou vra om hierso te kom sit en present te wees. Om te fokus op dit wat die Here nou vir jou wil nou uitnooi. Die nagmaal is 'n geleentheid wat ons as gelowiges het om 'n klompie dinge aan herinner te word. Die eerste ding wat ek wil jou aan herinner is dat die nagmaal is soos 'n swinkie. Anandi het hierdie pragtige beeld vir ons gegee. Dit is soos 'n swinkie waar God vir jou sê, ek is so lief vir jou, ek kies jou uit. En hy doen dit by die doop wanneer hy vir jou sê, jy's myne. Wanneer jy nog niks gedoen het om dit te verdien nie, ontvang jy dit al. En die Here herinner vanoggend vir jou dat jy is God se geliefde. En hy nooi jou na die tafel toe want hy wil in verhouding met jou wees en hy is so lief vir jou, hy wil vir jou laat proe hoe hy vir jou lief is deur die wyn en die brood. Die Here is vir jou lief. Die tweede ding wat die nagmaal ons aan herinner is dat die nagmaal is ook 'n herinnering aan daar waar God nog altyd getrou God was, waar hy nog altyd gedoen het wat hy vir jou beloof hy doen. Ons sien dit reg deur die Bybel. Ons sien dit in ons geloofsfamilie. Ek het hierso fotootjies van ons geloofsfamilie opgesit in ons album wat ons saam met die Here geloop het. Maar meer is dit, God wys vir jou in jou lewe waar hy nog elke keer getrou was. Wanneer jy gedink het daar is nie meer 'n kans nie, was God gehoorsaam in die sin dat hy gesê het, ek is lief vir jou, ek kies jou, ek is aan jou kant. God hou aan om dit te doen. Dis 'n herinnering daaraan wanneer ons die nagmaal vandag drink en eet. Die derde ding wat die nagmaal ons aan herinner is dat dit is 'n liefdesmaal. Dit is 'n geleentheid waar God saam met al die ander gelowiges gesit het en vir hulle gesê het, ek is bereid om vir julle te wys, ek is vir jou lief, deur my lewe op te offer, deur alles te gee, al het dit hom angstig gemaak. En al het hy geweet, hierdie is die grootste ding wat hy ooit moet doen. Hy was bereid om dit te doen vir jou. Dis ook 'n lang tafel waar daar baie mense sit. En ons kan elkeen dalk hier sit en sê, ons dink nie daai mense hoort by hierdie tafel nie. Ons kan dalk onsself daarvan probeer verwyder en te sê, maar ek dink nie, ek hoort hier nie, ek voel te skuldig. Ek doen nie dinge perfek nie. En dis waarom hierdie tafel van die nagmaal so lank is, want dis juist vir elkeen van ons bedoel. Want ons kan dit nie self werf nie, ons kan dit nie self daarvoor betaal nie. Dit is genade wat van Christus afkom. En daarom wil ek jou nooi kom sit by die tafel. Stikkend, gebroken, angstig, hartseer, moedeloos. Maar kom sit by die tafel ook al het jy 'n fees om te vier. Dinge om vir dankbaar te wees. Die Here nooi jou uit. Die laaste ding wat die nagmaal ook is 'n waarborg. Die Here sê vir ons dat ons gaan weer saam met hom in die hemel by hom wees wanneer ons weer 'n volgende nagmaal het. Jy gaan nooit alleen gelos word nie. Hy gaan jou nie drop nie, hy gaan nie op 'n stadium jou alleen los nie. Dit is 'n waarborg, dat jy vrygemaak is, omdat hy sy lewe vir jou gegee het, en dat jy in verhouding met hom kan wees, met vrymoedigheid. Ek wil jou graag uitnooi, as jy oortuig is daarvan, en saam met dit stem, dat jy dan van die wyn en van die brood neem. Daar is mense wat my gaan help om dit uit te deel, ek wil graag vir julle vra om so lank op te staan, julle is welkom na vore te beweeg. Fransje gaan vir ons ietsie speel terwyl ons die tekens uitdeel.
maak seker jy kry jou goedjies en ons gaan dit saam gebruik na die tyd wanneer ek dit instel. Die brood en die wyn wat jy op die oomblik in jou hande vashou, het nie enige mag of krag nie. Dis nie spesiaal, besonder, buitengewoon of enige soets nie. Dis gewone brood en wyn. Die ding wat dit werklik besonder maak, is dit wat dit voorstel. Dat wanneer ons dit ruik en wanneer ons dit aan ons hande kan voel, dis hoe real God se opoffering op die kruis vir jou was. So wanneer ek nou dit instel en ek vir jou die woorde gebruik wat Jesus gebruik het, dis hoe werklik dit is vir jou. Die aand wat Jesus saam met sy disippels was, het hy die brood geneem en hy het vir die Here gedank daarvoor. En daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee en met hulle gedeel. Hy het vir hulle gesê dat hierdie is my liggaam wat gebreek is vir jou. Neem, eet daarvan en weet dat ek die prys betaal het vir jou. Jy is welkom om die brood te geniet. Net so het Jesus ook die wyn gevat. Hy het vir sy disippels gesê, kyk, hierdie is my bloed wat vrylik vir jou gevloei. Wanneer jy dit drink, weet dat dit genoeg is. Dat jy vergewe is, vrygespreek is. Jy is welkom om dit te neem. Vanoggend wanneer ons die nagmaal gebruik en reg deur Anandi se preek is ons baie bewus daarvan dat ons almal het pyn, stories wat niemand anders van weet nie, en as leraars is ons hierdie week verskriklik bewus daarvan dat ons hou dit vas saam met julle. Ons aanbiddingsspan het hierdie week vir Johannes van Graan verloor in 'n karongeluk. Hy het die afgelope Sondag saam met ons nog aanbid en hy sou hierdie Sondag saam met ons aanbid het. Sy gitaar is voor en hy is nie. Ek wil julle vra om saam met ons 'n oomblik van stilte te neem en jy kan ook, as jy pyn in jou hart het, iemand aan dink wat op die oomblik op jou hart gedruk word, kan ons nou hierdie oomblikke gebruik om spesiaal met die Here te praat oor dit. Kom ons staan vir 'n oomblik van stilte. Here, wanneer ons stil word, raak ons bewus van dit wat ons seermaak en waarom ons U nodig het. Here, by U is ons veilig. Hou vas ons asseblief. Maak dit beter wat seer is. Here, en wanneer ons die geleentheid het om saam met ander te stap wat ook deur dieselfde dinge gaan, help ons om getuies te wees van U liefde, van die manier waarop U saam met ons gestap het, sodat ons ander kan dien, daar waar ons gaan. Dankie vir die getuienis van 'n lewe wat U gedien het en vir U lief was. Amen. Geliefdes, soos ons staan, sing ons laaste lied dan ook nou saam. Die wat wag op die redding van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, hy sal sê, die Here is my vesting. Hy sal sê, die Here is my toevlug en krag. God wie ek vertrouw,
As jy 'n bietjie bemoediging nodig het hierdie week, dan wil ek jou uitnooi om Johannes 16 en 17 hierdie week te gaan lees. In Johannes 16 praat Jesus van hy wat weggaan en sê dis voordelig. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie, maar die Heilige Gees is. Die Parakleet is die trooster, die een wat elkeen van ons persoonlik vertroos. En in Johannes 17 bid Jesus vir sy disippels. En in my gees is ook, ek oortuig daarvan dat hy my en jou ook in sy verbeelding gehad het, toe hy hierdie gebid het. Ek bid vir hulle, en dis my seën vanoggend wat ek uitspreek. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan my gegee het, omdat hulle aan U behoort, en alles wat myne is, behoort aan U, en wat aan U behoort is myne, en in hulle is ek verheerlik. Mag jy gaan, dat ander kan sien, die Here is verheerlik in jou lewe. Amen.